Goeiemôre, dit is Maandag die 15de Junie. Vanoggend gaan ons saam lees Genesis 16 vers 2, vers 4 en 5. Hierdie gebeure speel af voor dit wat ons verlede week gelees het, toe Abraham die vreemdelinge by hom ontvang het. Abraham is in Kanaan, hy het hierdie belofte van God gekry, maar hy bly al 10 jaar daar in Kanaan en niks gebeur nie. Sarai sê toe vir Abraham, kyk, die Here weerhou my daarvan om kinders te kry. Gaan maar na my slavin, miskien kan ek deur haar 'n familie opbou. Abraham het ingestem tot Sarai se voorstel. Hy het by Hagar ingegaan en sy het swanger geword. Toe sy egter sien dat sy swanger is, was haar minnares minder waardig in haar oë. Sarai sê toe vir Abraham, die onreg wat ek moet verduur, rus op jou. Net tot sover vanoggend. Mense maak baie keer planne in God se plek. Ons raak baie keer baie ongeduldig met dit wat God doen. En dan maak ons eie planne. En dan is hierdie planne nou nie heeltemal so mooi uitwerk soos ons gedink het nie, dan raak ons vir mekaar kwaad. Ja, baie keer raak ons selfs dan vir die Here kwaad. Ons moet mooi dink oor wat ons doen. Baie keer het dit gevolge wat ons nie altyd in ag kan neem nie. En tog gaan ons later sien in die verhaal, God bly getrou. God vergewe ons baie keer voortvarendheid, ons eie planne, en hy kan dit ook gebruik ten goeie. Maar mag ons met geduld op die Here wag. Mag ons met wysheid ons eie planne maak. Hemelse Vader, dankie dat U ons liefhet, dat U U Gees vir ons gee om ons te lei en te leer. Here, ons sukkel baie keer, maar soos Abraham en Sarai met geduld. Baie keer maak ons eie planne, sonder om mooi te dink oor wat dit presies inhou en wat dit kan beteken. Help ons, Here, om mooi te onderskei tussen U wil en ons eie wil. Tussen wat U van ons vra en wat ons dink ons moet doen. Leer ons en lei ons deur die Gees, deur die woord, ja Here, deur 'n geloofsgemeenskap wat saam met ons U dien. Dankie dat ons vir mekaar kan bid, dat ons kan bid, Here, dat U sal voorsien in ons daaglikse nood. Here, dat U sal voorsien in dit wat ons regtig diep nodig het. Genesing, rus, Here, vrede tussen ons en ander mense, en besonder tussen ons en U. Here, waar ons bekommerd is, maar oor die ekonomie en oor die koste van die lewe. Dankie, Hemelse Vader, dat daar by U vir ons altyd hoop, vrede en vreugde is. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen.